Josua, hoofstuk 19. Die stam van Simeon se loting vir hulle grondgebied volgens hulle familieindelings was tweede. Hulle erfdeel was geleë binne die van die stam van Juda. Die volgende stede en dorpe was deel van hulle erfgrond: Beersheba, Seba en Molada, Hazar-Sual, Baala en Esem, Eltolat, Betul en Gorma, Siklag, Bet-Markabot en Hazar-Susa, Bet-Lebaot en Sarugen. Al hierdie stede met hulle omliggende dorpe was alles saam 13. Ayen, Rimmon, Eter en Asan. Al hierdie stede met hulle omliggende dorpe was alles saam 4. Hulle het ook al die kleiner dorpies wat omliggend van die ander dorpe was gekry, tot so ver as Baalat Beer, wat ook die Rama van die Suidland woestyn, die Negev, genoem word. Dit is dan die grondgebied wat as erfdeel gegee is aan die stam van Simeon volgens hulle familieindelings. Omdat die grondgebied van die stam van Juda heeltemal te groot was vir hulle, het Simeon sy erfdeel binne in Juda gekry. Die stam van Sebulon se loting vir hulle grondgebied volgens hulle familieindelings was derde. Hulle grens het by Sarit begin. Vandaar loop dit weswaarts na Marala en dan raak dit aan Dabiset en die spruit by Jokneam. Van Sarit af swaai dit ook ooswaarts in die rigting van sonop en raak aan die grens van Kislot Tabor, loop dan verder tot by Dabirat en dan na Jafia. Dan loop dit verder oos in die rigting van sonop na Gat-Gefer en Et-Kassin en dan na Rimmon van waar dit loop na Nea. Dan swaai dit na Ganaton in 'n noordelike rigting en loop dood by die vallei van Jeftag-El. Die stede en dorpe wat hulle gekry het sluit in Katat, Nahalal, Simron, Jedala en Bethlehem. Al hierdie stede met hulle omliggende dorpe was alles saam 12. Dit is dan die grondgebied wat as erfdeel gegee is aan die stam van Sebulon volgens hulle familieindelings met al sy stede en dorpe. Die stam van Isaskar se loting vir hulle grondgebied volgens hulle familieindelings was vierde. Die volgende stede en dorpe was deel van hulle erfgrond: Jesreel, Kesilot en Sunem, Gafarayim, Sihoon en Anagarat, Rabit, Kislon en Ebes, Remet en Ganim en Gada as ook Bet-Passes. Hulle grondgebied se grens raak aan Tabor, se Gasayim as ook Bet-Semes en loop dan dood by die Jordaanrivier. Al hierdie stede met hulle omliggende dorpe was alles saam 16. Dit is dan die grondgebied wat as erfdeel gegee is aan die stam van Isaskar volgens hulle familieindelings met al sy stede en dorpe. Die stam van Aser se loting vir hulle grondgebied volgens hulle familieindelings was 5de. Die volgende stede en dorpe was deel van hulle erfgrond: Gelkat, Gali, Beten en Agsaf, Alamelech, Amat, asook Misal. Hulle grens het in die weste geraak aan Karmel en Sigolipnat. Vandaar draai hulle grens in 'n oostelike rigting van waar die son opkom, in die rigting van Bet-Dagon en raak aan Sebulon, die vallei van Jeftag-El wat in die noorde lê, Bet-Emek en Neiel, draai dan noord na Kabul. Ebron, Regob, Gamon en Kana, al die pad tot by Groot Sidon. Dan draai dit in die rigting van Rama en loop verder tot by Tyrus wat 'n versterkte stad was. Daar draai dit in die rigting van Gosa en loop dood by die Middellandse See naby Agsib, asook Uma, Afek en Regob. Al hierdie stede met hulle omliggende dorpe was alles saam 22. Dit is dan die grondgebied wat as erfdeel gegee is aan die stam van Aser volgens hulle familieindelings met al sy stede en dorpe. Die stam van Naftali se loting vir hulle grondgebied volgens hulle familieindelings was 6de. Hulle grens het begin by die groot boom by Saananim by Gelef. Dan loop dit na Adami-Nekeb, Japneel en al die pad tot by Lakum, waar dit doodloop by die Jordaanrivier. Vandaar draai dit weswaarts in die rigting van Asnot-Tabar en loop daarvandaan na Gukok, raak aan die grondgebied van Sebulon in die suide en in die weste aan Aser
en die Jordaanrivier in die ooste. Die volgende versterkte stede en dorpe was deel van hulle erfgrond: Sidem, Ser, Gamat, Rakat en Genesaret, Adama, Rama en Gasor, Kedes, Edrei en Engasor, Jeron, Migdal-el, Gorem, Bet-Anat, asook Bet-Semes. Al hierdie stede met hulle omliggende dorpe was alles saam 19. Dit is dan die grondgebied wat as erfdeel gegee is aan die stam van Naftali, volgens hulle familieindelings, met al sy stede en dorpe. Die stam van Dan se loting vir hulle grondgebied, volgens hulle familieindelings, was 7de. Die volgende stede en dorpe was deel van hulle erfgrond: Sora, Estaol en Irsemes, Saalbin, Ayalon en Jetla, Elon, Timna en Ekron, Elteke, Gibbeton en Baalat, Jud, Bene-Berak en Gat-Rimmon, Mejarkon, Rakon, asook die gebied reg oor Jafu, wat ook Joppe genoem word. Maar die stam van Dan het hulle grondgebied verloor. Daarop het die stam van Dan opgetrek na Lesem en dit in die oorlog ingeneem. Hulle het dit met die swaard verslaan, dit in besit geneem en toe daar gaan woon. Toe het hulle Lesem hernoem na Dan, hulle stamvader. Dit is dan die grondgebied wat as erfdeel gegee is aan die stam van Dan, volgens hulle familieindelings, met al sy stede en dorpe. Die Israeliete het vir Josua, die seun van Nun, sy erfdeel in hulle midde gegee nadat die land onder hulle almal verdeel is volgens sy grense. Daar in die bergwêreld van Efraim het hulle vir hom die stad Timnat-Serah gegee volgens die bevel van die Here. Deur die lot het Eleazar, die priester, Josua, die seun van Nun, en die hoofde van die families hierdie erfdele aan die stamme van Israel uitgedeel. Dit het plaasgevind in Silo, by die ingang van die tabernakel, in die teenwoordigheid van die Here. Op die manier is die verdeling van die hele land afgehandel.